Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd vir volgens grondbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sê collega's, ek hoor julle praat oor die maan, ek bring nie die maan nie. Jesus, mense gaan net nie die maan storie nie hoor. Hulle sê dis fake news. Hulle wil vuislaan oor dit. Mense het beklei al met ons. Het jy enige samesweringsteorieë waaraan jy glo, Christel? Nee. Sy is joernalis. Ons gaan met feite. Okay, Feite is die ding. Nou gaan jy ons my sê, hoe weet ek vir 'n feit iemand was op die maan? Hulle gaan net vir jou Dis 'n vra. feit dat die So aarde kom ek plat oor die is. maan wil Dis ons vanoggend begin. Christel, kom ons beweeg na die regte egte nuus toe. Julius Mkhwanazi. die maanlanding is ook regte egte nie. Ja, ons het nou al heelwat gepraat oor Julius Mkhwanazi. Dit is die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement. So hy en kollega wat stadsbestuurder is, het nou in die hof verskyn. Hulle is hy was donderdag nog getuig voor die Madlanga kommissie en Saterdag was Mkhwanazi in Bangles gewees. So maandag het hulle in die hof verskyn. Die hofverskyning is interessant want dit gee vir mense 'n bietjie van 'n idee van waarvoor hulle, so dit het gesê bedrog, korrupsie, regsveruideling. So klaarblyklik het Kagiso Lerutla, wat die stadsbestuurder is, was in 2019 op pad na 'n werksonderhoud toe gewees. En hy is afgetrek by die stad. Hy sou vir 'n werksonderhoud, hy het vir 'n werksonderhoud by die stad gegaan. En sy bestuurder het toe namens hom in die hof verskyn. En alles is gedoen sodat hy sy onderhoud kan gaan doen. En dit is waaruit hierdie spruit. Nou moet 'n mens met jouself sê, weet, hoe erg is dit? Kollegas, ek dink dis baie erg. Hoekom moes hy hof toe gaan in die eerste punt? Want hy is verspoed gevang. Maar hy kon toe nou nie hierdie gaan doen nie, want hy moet So hy het nie 'n boete betaal nie, hy het hof toe gegaan. Hy het nou bewering iets betaal, of dit nou 'n boete was, is nou nie dit heeltemal so nie. O, Ja, so iemand het iets betaal, hulle het die geldjies na bewering gedeel. Nou moet mens vir jouself vra, hoe erg is dit? Weet, was hy dalk desperaat om by 'n werksonderhoud uit te kom? Ek moet vir julle sê, ek is nie oortuig nie. Hulle praat hier van R400 000. Dis groot bedrag geld wat rondvlieg onder hoëgeplaaste amptenare. En ek dink as die adjunk hoof van die metropolisie betrek word, moet 'n mens begin vra oor mense se integriteit. Jy weet, hulle sê 'n vis vrot van die kop af. So as jy iemand kan 'n gunsie doen, glo iewers, wat verander enige iets op voedselvlak vir enige gewone beampte? Ek het al baie gewonder of ek weet verkeerd. Mense kry vreeslik baie verklaringe van die polisie of van RTMC, dan sê dit 'n verkeersbeampte is gevang vir 'n boete, 'n omkoopgeld van R200. Dan dink ek, jessie, watter bad luck. Weet, daai mense het vir R200 gaan jy waarskynlik jou werk verloor of jy kan in die tronk eindig. Die probleem is, dit is waarskynlik nie die eerste R200 nie. En as jy nie gevang is nie, was dit ook nie die laaste R200 nie. So mense moet dit nie sien as 'n R200 nie. Hierdie is 'n bykomende inkomstestroom en hoekom doen ons wetstoepassing? Weet, hoekom is daar 'n spoedgrens as ek R200 kan betaal om dit nie na te kom nie? En ek dink dit is die groter prentjie waarna ons moet kyk. As jy daarbo nie kan doen wat reg is wanneer niemand kyk nie, watter reg het jy om in daai posisie te wees? dis reg, wanneer niemand kyk nie. Ja. Ek dink die groter prentjie is ons praat gereeld van Suid-Afrikaners wat nie wetgehoorsaam is nie. Maar as die wette nie toegepas word nie, want ons kan net 'n betalingkie maak of 'n Coke uitdeel, verstaan, gaan ons nooit daai siklus breek van die groter probleme wat in elk geval is nie. Jy praat van 'n Coke uitdeel. Dit is eintlik 'n, ek wil sê aanvaarbare, dis 'n bekende term in Suid-Afrika. As iemand vir jou sê vir 'n koeldrink, jy weet presies wat hy van jou wil hê. Exactly. Dis nie 'n Coke nie. Ja. En dis sleg, en dan raak ek sommer net krapperig as jy sien die foto hierso, een weer met 'n masker. Hoe elke keer as iemand in 'n hof moet verskyn wat een of ander groot Dan sal hy kon sy se siekmasker op. dan het hy 'n siektemasker op. Nee meneer. Ja. Nee, Dis wys hulle- ons jou gesig. As hulle daar's 'n groot hoeveelheid ammunisie gevind by tydens Julius Mkhwanazi se hegtenisname in sy huis. Natuurlik hang dit af of hy 'n lisensie, dis blykbaar 100 patrone en dis nog, ek dink as jy binne die wet nog op hierdie stadium as dit met sy lisensie, vuurwapen lisensie ooreenstem. Maar politieke partye is baie bly dat hy in hegtenis geneem is. Ja, en ek dink met goeie rede. Nou ja, ons sit altyd hier en sê na bewering en glo en dit moet eers in 'n hof bewys word.
Maar ek dink hulle is reg dat hulle sê ons kan nie, jy praat van Suid-Afrikaners, mense sê dikwels Suid-Afrikaners is nie wetsgehoorsame burgers nie en hierdie sluit alle Suid-Afrikaners in. As ons kyk na die beweringe wat by die Matlanga kommissie gemaak word, by die ad hoc komitee, die ander Mkonasie wat hierdie hele spul aan die gang gesit het eintlik, jy weet die KwaZulu-Natal se polisiekommissaris. So aanvanklik was dit sy konferensie geweest en almal was helletjie tog, jy weet, hier's gas. Toe begin dit met die verdagmakery, weet, maar eintlik is hierdie hy wil self die leer klim, hier's 'n vrot spul wat moontlik nooit aan die lig sou gekom het as iemand nie hulle mond oopgemaak het nie. Ja. En nou is dit die een senior beampte na die volgende. Dis moeilik om vir Suid-Afrikaners te sê julle moet wetsgehoorsaam wees. Ons moet, want dis die regte ding om te doen. Dis baie moeilik om dit te doen as jy kyk hoe die een polisiehoë, metropolisiehoë na die volgende betrek word by ongeruimthede. Waar laat dit ons? Ja. Absoluut. Ek dink hulle moet voor die voet weggejaag word. In Suid-Afrika is dit natuurlik ook baie moeilik om iemand net in die pad te steek. Ek dink ons moet dit makliker maak. Absoluut. Jy in jou masker in die hof staan op sy. Hou op wegkruip. Ja. Ons moet praat oor nuwe regulasies vir swart ekonomiese bemagtiging wat nou dat daar 'n grondwetlike verhoor gaan wees, verskerp is. Ja. So solidariteit sê, jy weet hierdie is eintlik arrogant om te sê, so hulle is in die konstitusionele hof in Mei as ek reg het, ja. 18 en 19 Mei en dit gaan oor die grondwetlikheid van hierdie wetgewing. So hulle argument is mense moet nie dink hierdie is iemand anders se ding nie. Dit kom uiteindelik uit die belastingbetalers se sak. So wat dit maak is dit is nie die beste of die goedkoopste of die mees doeltreffende maatskappy wat aangestel word nie. Dit is hoe jou samestelling lyk om sake met die staat te doen. En dit is dan ook waar die hele ding van tenderpreneurskap vandaan kom, van wat die Engelse noem fronting. So ek kan nie water lewer nie, maar ek weet jy kan en jy lyk reg, so jy sit jou prys by en saam lewer ons waterdienste aan die metro en ons almal maak 'n geldjie. Teen 'n vergrote bedrag. En dis uiteindelik die hele probleem, is alles word duurder. Weet so, hulle praat van tot 40% wat dit jou meer kan kos. In 'n land waar ons sukkel om vooruit te beweeg, moet ons, dink ek, begin kyk na hoe gebruik ons geld ten beste. Mense was al vir my baie kwaad, ek het al van tevore gesê, daar's 'n plek vir transformasie, daar is of daar was, maar hierdie stelsel is nie besig om te werk nie. En ek dink hulle het 'n punt beet om te sê, weet, hierdie word in die hoogste hof van Suid-Afrika volgende maand aangehoor. Waarom het julle hierdie regulasies nou uitgevaardig? Dis 'n bietjie van 'n asperigheid. Mens kry amper die gevoel dat dit bietjie van 'n asperigheid is. En nou, hulle kan vir jou sê, luister, hierdie goed vat maande, dis dalk toevallig dat dit nou gekom het, maar dit vat ook maande om 'n hofdatum in die konstitusionele hof te kry. So jy weet, hier is nie vir enige iemand 'n verrassing nie. Dis duur hofsaake. Wetgewing is duur. So kom ons gaan hof toe en ons gaan kyk of dit grondwetlik is of nie. En dan beweeg ons aan. Maar gewone Suid-Afrikaners moenie dink dat hierdie niks met hulle te doen het nie, want ons betaal die rekening daarvoor. Ja. Dis 'n klein groepie mense wat verryk word. Ons onthou dit van COVID. Iemand wat nog nooit 'n bottel opgetel het vir enigiets, wat ewe skielik julle in die maatskappye se name, wat eergister is die maatskappy geregistreer en vandag kry jy 'n tender. Onthou julle toe al wat 'n skool is ontsmet moet word. Want jy het nou gesit en gesê hierdie is ons maatskappy, ons stig hom, ons registreer hom en oormôre het ons 'n tender. En dit is die probleem hier, vir ons kry nie waarde vir ons geld nie. Ja, en ons moet daarop aandring, as belastingbetaler moet ons daarop aandring dat ons geld beter gebruik word. Definitief. Kristal, een ding wat ek wel met selfversekerheid kan sê is dat ek nooit R86.000 op grondboontjie botter gaan spandeer nie. Grondboontjie botter. Verseker nie, maar die parlement aan die ander kant, hulle doen. Wat doen 'n mens met so? Hoeveel grondboontjie botter koop jy vir R86.000? Nee, hoekom sal jy so baie grondboontjie botter koop? Ja, die twee stories sluit eintlik vir my nogal by mekaar aan, want dit wek by my kommer oor teen watter prys ons grondboontjie botter aankoop en vir hoekom. So hierdie is 'n ek dink die verslaggewer wat hierdie geskryf het 'n mooi sin vir humor. Want hulle gaan lees dit is interessant. Hierdie is die herbou van die parlement. Julle onthou dis 4 jaar gelede in 'n
in 'n brand beskadig. So dit moet nou herbou word. En ons wil hê dit moet herbou word en ons wil hê dit moet goed herbou word. Nou kyk hulle na die koste van wat dit kos om te herbou. Nou sien ek sy sê die herstelwerk vorder teen 'n slakke pas, die rekening styg teen 'n stewige pas. En dit voel vir my soos staatsdiens 101. Ons het gestyg van 'n geraamde 2,1 miljard wat reeds 'n redelike klompie geld is tot die huidige 4,6 miljard. amper verdubbel. Ja, so nou gaan kyk hulle Meer as verdubbel. na lyn-items van jy weet wat verskillende goed kos en dit is dan nou waar die grondboontjie botter vandaan kom. R86.000 vir grondboontjie. Vlaapoeier. Hoeveel vlak? Rol hulle in dit. Wat hoeveel vlaapoeier het 'n mens nodig? En vir wat? Verblyf. Nee, kerels, hierdie is dis Maar vlaapoeier voel vir my soos 'n ek wil amper sê 'n luxury. Ek verstaan nie waar kom die vlaapoeier in nie. nee, ek verstaan ook nie waar die vlaapoeier inkom nie. Ek weet nie werk hulle dit in die mure in? Ek weet nie wat hulle doen nie. Hierdie is alles vrae wat op die rug is van ander vrae. Byvoorbeeld Colleen George wat die sekretaris van die parlement is, wat 'n salaris van R5 miljoen 'n maand verdien. Wie gaan vra oor hoe die parlement 5 miljoen 'n jaar. Nou skus 'n jaar vir Dis nog steeds nie sleg 'n nie. jaar. Dan vra ek vir jou, wie gaan dan verantwoordelikheid van hom eis? Miskien moet ons die openbare beskermer vra om dan wag 'n bietjie, hy's getroud met die openbare beskermer. So wie gaan dan verantwoordelikheid eis van die parlement as die sekretaris met die openbare beskermer getroud is? Ja, so. Daar gaan een of ander ondersoekende joernalis gaan vir ons die storie, Dit is baie belangrik. Hierdie berigte soos hierdie is baie belangrik. Daar's die berig. Wat gaan Jy gebeur? vra 100% die regte vrae. Nou, die openbare beskermer, dit is nie geheim dat sy hierdie huwelik is nie 'n geheim nie. Dit is so. Is sy dalk nie in die beste posisie om hierdie te ondersoek nie. Haar kantoor, jy weet, sy is nie die enigste een in die openbare beskermer se kantoor nie. Maar dit laat 'n mens met so klein bietjie van 'n Gaat jou wonder. Dit laat jou wonder, so diplomaties. Dit laat jou wonder. So hulle sê vir 'n instelling wat veronderstel is om die huis van Suid-Afrikaners te wees, lyk dit of deursigtigheid by die agterdeur is. En mense sien dit ook in hierdie berig. Die hoeveelheid vrae wat gestuur is na van die vorige minister tot die parlement tot die OB en niks. Dit is absoluut die minimum terugvoer. Julle moet die rekening betaal, ons sal die res doen. En daai werk eenvoudig nie meer nie. Dit speel nou maar net nie meer op iemand se TV nie. As ons hiervoor betaal, het Suid-Afrikaners die reg om te weet wat julle met al die bloeming vlaapoeier doen. Absoluut. Hou vla. Jep. Kristal is almal vir 'n tyd en baie dankie vir die saamgesels vandag. Dankie kollegas. Dis Kristal Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.